welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Het julle al ooit gevoel dat julle hulp nodig het en dan het iemand onverwags kom help? Vandag gaan ons leer hoe God vir ons sorg, soms op maniere wat ons nie verwag nie. Ons storie kom weer uit die Bybelboek Rut. Naomi en Rut was arm en het in 'n nuwe land gewoon. Hulle het nie kos gehad nie en het nie geweet hoe hulle gaan oorleef nie. Maar Rut het gesê, ek gaan iets probeer. Ek sal na die koringlande toe gaan en kyk of ek koring kan optel wat die werkers laat val het. Miskien kan ons iets hê om te eet. Rut het begin werk op 'n land wat aan Boas behoort het. Boas was 'n goeie en vriendelike man. Hy het gesien hoe hard Rut werk en hoe sy vir Naomi help. Hy het vir sy werkers gesê, laat haar toe om koring op te tel, moenie haar wegjaag nie. Laat haar selfs by die beste deel van die oes optel. Rut was so dankbaar. Sy het huis toe gegaan en vir Naomi vertel hoe goed Boas vir haar was. Naomi het geweet, dit was God wat hulle gehelp het. God het Boas gebruik om vir Rut en Naomi te sorg, net soos hy vir ons ook sorg. Maats, wat kan ons hieruit leer? God gee vir ons behoeftes en gebruik mense om vir ons te sorg. Ons kan ook leer dat soms is ons soos Rut en ons ontvang hulp. Ander kere is ons soos Boas en ons moet kies om ander te help. Laastens leer ons dat ons moet dankbaar wees wanneer God ander mense stuur om ons te help. Dink 'n bietjie hieroor. Het iemand al ooit iets vriendeliks vir jou gedoen? Hoe het dit jou laat voel? En hoe kan jy soos Boas wees en iemand anders help? Kom ons doen iets spesiaals. Kry 'n stuk papier en teken of skryf iets vriendeliks wat jy hierdie week gaan doen vir iemand wat hulp nodig het. Dit kan iets klein wees, soos om vir iemand 'n glas water te gee, of dalk iets groot, soos om te help met 'n groot taak in die tuin. Onthou, God gebruik jou om ander te help. Daar sy maats, onthou hierdie week, wanneer iemand vriendelik met jou is, sê dankie vir God, want hy sorg vir jou. En probeer om soos Boas te wees. Gebruik jou vriendelikheid om iemand anders te help. Tot volgende keer. Totsiens!